1 Samuel 3 vers 10 sê die Here het gaan staan en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. Toe antwoord Samuel, praat maar, u dienaar luister. Baie mense verwerp die konsep dat God met hulle wil praat. Die duiwel wil nie hê jy moet ooit glo dat God persoonlik met jou wil praat nie. Daarom sal hy vir jou 'n lys van redes gee om nie na God se stem te luister nie. Maar ek glo dat God met baie mense praat wat of die mute knoppie druk of hulle het net eenvoudig selektiewe gehoor. Soos my eie kinders wat geneig is om te hoor wat hulle van my wil hoor, is God se kinders ook geneig om net te hoor wat hulle wil hoor. Hy sê, jy moet regtig die verhaal van jong Samuel in 1 Samuel 3 lees. Wat sal in jou lewe gebeur as jy sy houding aanneem en sê, God, praat met my, ek luister na u. En dan wat as wat hy ook al vir jou sê, jy dit doen, volgens sy woord, volgens sy plan, volgens sy doel, dat jy nie die geloof het en dit begin doen. Dit is die soort kommunikasie en verhouding wat God met my en jou wil hê. Die profeet Jona het God se stil, sagte stem gehoor en net die teenoorgestelde gedoen van wat vir hom gesê is. Maar God draai die volumeknopjie harder deur 'n groot ou vis te stuur. My vriend, God en sy woord het altyd die finale sê. Aba Vader, dankie Here vir u lering vanmôre. Dankie vir u kosbare woord. Here, help ons dat u woord die laaste sê sal hê in ons lewens. Ons loof u, ons prys u en ons eer u in Jesus se naam. Amen.